Goeiemôre ook aan almal wat vanoggend inluister. Dit is Dinsdagoggend die 20ste Januarie. Ag, en is sommer baie lekker om jou weer te mag groet in die mooiste naam, die naam van ons Here Jesus Christus. Ons het gister gekyk na Johannes hoofstuk 8 en ons het vir mekaar gesê innerlike genesing loop hand aan hand met vergifnis. Aan die moment wanneer jy vergifnis beleef en ervaar, skep dit 'n atmosfeer van genesing en van die wil om te wil verander. Nou vanoggend gaan ons verder en ons sê vir mekaar, daar is steeds hierdie waarhede rondom vergifnis en innerlike genesing, en die tweede ding wat ons dan nou op fokus vanoggend rondom hierdie waarhede wat vergifnis bring, as ons kyk na innerlike genesing, is vergifnis gee jou die moed om te wil verander. Hoor mooi, vergifnis gee jou die moed om te wil verander. Hoekom? Want min mense sal werklik verander vanweë die uitwendige druk of dreigemente of beskuldigings wat na hulle kant toe kom. Want dreigemente, beskuldigings veroorsaak dikwels 'n soort innerlike verset teen alle verandering. Hoekom? Want veroordeling wek vrees en natuurlik ook onsekerheid in die hart van elke sondaar. En dit maak dat ek dan vasklou aan die bekende, selfs al weet ek dit is verkeerd en ek weet dit maak op die einde van die dag my seer en dat dit pynlik is en dat dit nie my innerlike genesing tot heil is nie. Maar ek sal eerder vashou aan hierdie bekende as om die onbekende te betree, want vir die onbekende is daar in my gees 'n stuk vrees. Maar wanneer 'n mens genade en vergifnis en liefde van ons Here ervaar en dit dan aanneem, verminder jou vrees en kry jy die moed van oortuiging om te waag. Wat te waag? Jy kry die moed van oortuiging om te waag, om die bekende, dit wil sê, jou huidige oortredinge, jou huidige lewenstyl agter te los en die onbekende in te waag, 'n nuwe lewe aan te pak, saam met Jesus Christus in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Wanneer jy dus veroordeling beleef, is jy te bang om jou foute te erken en dit reg te maak. Maar as jy vergifnis ervaar en liefde en genade, het jy niks om te verloor as jy wel die verandering in jou lewe begin toepas nie. Daarom, geliefdes, ek bid dit saam met jou. Mag jy ervaar hoe die ervaring en die belewenis van vergifnis deur die werking van die Heilige Gees jou bring op 'n plek waar jy kan breek met jou ou lewenstyl, met jou ou menswees en die moed van oortuiging het om te wil verander, om 'n nuwe lewenswyse saam met die Heilige Gees aan te pak en te ervaar en te beleef hoe innerlike genesing in jou bewerkstellig word deur 'n God wat jou innig en diep liefhet. Ons bid dit vir mekaar in Jesus Christus se naam. Amen.